Ons staan hier by die ingang van Kimberley en ons gaan maak wat Deuteronomium 28 sê. Deuteronomium 28 sê ons moet ons ingange van ons dorpe salf. So ons kom nou en soos ons hierdie olie uitgooi oor Kimberley, bid ons nou teen elke dwelms wat hier inkom. Ons bid teen regse aktiwiteite, ons bid teen ISIS, ons bid teen plaasaanvalle, ons bid teen egskeidings, ons verbreek aborsies. Here, elke ding wat nie van U af is nie, wat nie in hierdie dorp welkom is nie, in die naam bo alle name, Jesus Christus. Here, waar hierdie olie is, salf ons hierdie dorp, ons bid vir siele, Here, dat die Heilige Gees mense hier sal aanraak, dat die revival sal wees en dat mense sal inkom en U sal aanneem. En ons loof U daarvoor in die naam bo alle name, Jesus Christus. Amen. Ok, ons staan hier in Kimberley, ons staan hier voor die premier van die Noord-Kaapse kantoor. Ons gaan dat julle nou saam met ons soontoe loop. Dis 'n Sondag, so hy's nie self hierdie, maar ons gaan vir hom 'n pakkie deliver. Mense, kom ek vat julle net gou terug na laas jaar Oktober maand toe wat Louis Liebenberg 260 gesinne in Koinas sonder kos gelaat het en nooit betaal het nie. Die UIF wat afgetrek is nooit inbetaal nie. Die belasting wat afgetrek is nooit inbetaal nie. En so kan ons aangaan. Maar hierdie gaan nie oor Louis Liebenberg nie. Daarna het ons besoek in Koinas en ons het besef hierdie is 'n noodtoestand in die Noord-Kaap. En ek het vir die premier telke male briewe geskryf. Dan sê hy stuur mense uit. Dan gaan hulle en hulle praat net met hulle kadres, daar aan die kant, in Koinas, dan kom hulle terug. 260 gesinne bly sonder kos. Nou hoor gou vir my baie mooi mense, as daar 'n ding gebeur in die Noord-Kaap of in 'n provinsie en die premier kan help. Dit is 'n noodtoestand. As skielik 260 gesinne vir 2-3 maande nie gepay is, die party langer, is dit 'n noodtoestand en daar moet gehelp word, daar moet ingetree word. Ons moes die premier van meneer Saul van die Noord-Kaap smeek, waar hy gesê het 'n paar jaar terug, hy het 'n oop deur beleid. Is 'n lieg. Premier, jy het vir ons gelieg. Sorry, jy het ons nagelaat. Nou vandag, ons het alle maniere getraai. Ek het verklaringe van daai mense van Koinas, 79 verklaringe, kom hou dit net hier, het ons van Koinas. Mense wat sê, ons het nood, ons het nie kos nie. En dit is in ons gedoen. Toe het ons die briewe hier ingesit, omdat ons meel het. Ons is Tannie Meismal, toe gooi ons meel hier in. Nou gaan sit ons dit voor sy deur neer, ons gaan vir die wagte elkeen 'n sakkie meel gee en ons sê, hierdie sakkie meel is vir die premier. Dat 'n volk in sy eie land, sy leiers, moet met meel nader, sodat hulle die verklaringe wat hier binne is, kan lees en hoor. Ons het mense wat honger ly. Spreuke 24 vanaf vers 11 sê, wie gaan uitroep vir hulle wat op pad slagpale toe is? En ek wil vandag vir jou sê, ons kom vanmiddag en ons roep uit. Daai mense was op 'n tyd so dat hulle nie hondeklub baie toe kan gaan, hulle kinders by die skool kan gaan haal nie. So swaar het hulle gekry. Hier gaan dit nie nou meer oor Louis Liebenberg, hy sal sy straf kry en God sal dit uitsorteer. Hier gaan dit oor die premier wat ons nader en hy doen niks. Sal julle vir ons volg? Bring net vir ons nog pakkies vir die wagte nou. Kom ek noem dit hierso, na regte moet hulle nou sê, nee, vat julle pakkies en gaan, maar kom ons bid vir guns, en ons sê, ons moes die pakkie net vir die premier bring, aflewer, hy moet dit net môre kry. Nou, ons moet nou met snaakse trikse loop, om net 'n brief by die premier te kry, dat hy antwoord. Is dit nie 'n skande nie? Stuur hierdie program viral. Kruiskyk TV is hierso. Volksblad gaan môre 'n artikel hier oor maak. Daarom julle wat nog foto's kan neem oor hierdie wat is nou voor die muur, neem nog asseblief foto's. Kom ons loop. Kom loop saam met my. Kom Jaco, loop saam. Middag. Ons wil vir julle meel bring, want ons kom van die plaas af en toe stuur iemand vir die premier
'n lekker sak meel, so ek gaan hom aan neersit. En toe sê ek, maar ons kan nie vir die premier meel gee en julle 2 kry nie meel nie. So ons wil vir julle dan ook meel gee. Hierdie meel is so besonder. Ons is van die televisie. Ons meel is so besonder. Hy het die kiem. You understand Afrikaans? Ja. Die kiem is binnekant. Dis die hele mielie. Verstaan? So dit is hele mielie wat daarin is. Ons het 'n briefie daarop gesit vir die premier, so julle kan net dankie. Okay. En Jesus is lief vir julle, kan ek vir julle bid? Ja. Okay. Vader, dankie dat ons as 'n bedieningsspan wat hier verbykom kan bid vir hulle en vir die premier. En Here, laat ons 'n premier sal hê in die Noord-Kaap. As ons vra, help ons, dat sal hy help. Dankie Here dat U hulle aanraak onder U kragtige hand in Jesus naam. Amen. Nou die Here seën vir julle, alles wat mooi is. En bye bye hoor. Bye bye. Julle is dierbaar. En hoekom hy verskil? Hy's fynmeel en daai's grove meel. So, maar 'n krokodil nogal op, né? 'n Krokodil is mos 'n Christelike dier, het jy dit geweet? Hy stry nie oor die doopie. Hy vat jou water toe. Ja. Verstaan jy? Ja. Nou die Here is lief vir julle, alles wat mooi is. Die bloed van die Here is hier oor al julle goedjies, hoor? Lekker dag. Kyk hy mooi naam Jesus daar agter. Okay, die Here seën. Lekker dag hoor. Bye bye. Ek wil nog ietsie net sê daar. Bye bye. Kom ons gaan net daar so. Is dit nie 'n mooi naam, die naam Jesus nie? Ek wil 'n uitlating maak. Ek sê altyd met pap kan ons Afrika oorvat. Ons praat weer. Ons roep uit tans vir 260 gesinne. Van Oktober kon ek nie briewe by hom kry nie. Ek kon nie hy verklaring daar kry nie. God is goed. Ek is nou so opgewonde soos 'n vark in Palestina of soos 'n kalander in die mieliemeel stoor. Maar ek is bitterlik opgewonde. Kom ons sorg dat ons hier wegkom. Die Here seën. Bye bye. Nou ons staan hier by Pastoor Adams in Kimberley en weet julle, dis 'n man wat altyd wat ek nou opkyk. Hy bly in 'n shanty. Maar weet jy wat? 'n Shanty sit hom nie af oor siele nie. Daar gebeur iets net voor die verkiesing. Ek laai hom die dag by sy huis af, ons kort duisende aantekeninge. Hy sê vir my, kom haal namiddag of so, ek kan nie eers meer onthou die getal nie. Toe maak jy hoeveel aantekeninge in 2 ure? 1000. Hoor hierso. Dis wat hierdie ou doen. Hy om God se saak te bevoordeel. Ek wil vandag hê Suid-Afrika luister na jou pastor. Wil jy nie ietsie net sê nie? Kyk, ons het geen rede wie om te draai nie. Ons land is in 'n slegte toestand. En as ons as gelowiges nie gaan opstaan dat Jesus se volgelinge is nie, sal Suid-Afrika nooit weer reg kom. Glo vir my woord ek sê, Suid-Afrika sal nooit weer regkom nie. Dit is tyd vir mense wat sê hulle is Christene om hulle Christen waarlikheid uit te beleef. Dit sal nie help jy sê jy dien of jy glo in God nie, maar dit doen jy teenoorgestelde nie. Ons land is klaar verkoop. Daar sal niks kan gebeur. Ons moet nou as Christene by mekaar kom hande vat sodat ons kan Suid-Afrika red. En dit sal kom deur eenheid, een geloof, een gesindheid wees. Dat mense weet aan na wie toe hulle moet gaan. Take over South Africa in the name of Jesus. Maar wil ek net iets sê, jy het nou 'n boodskap vir Andres kan jy ook gee. Jy en Andres moes groot pelle. Ek het nou weer vir die pastoor 10 sakke meel gee Andres. Hy verlang jou, praat met hom. Hy kyk hier program. Andres luister op baie mooi, né? Ek staan nou hier so, né? En ek sien uit en jou mense hier so huil oor jou. Hulle sê wanneer kom die wit man weer? Jy kom maak weer draai en jy kom speel weer vir hulle musiekie. Jy is nou net weg. Jy sal draai met kom maak vir jou mense, hulle huil oor my koppe deur mekaar hier so. Is dit nou in die shanties wat hulle sê waar is hy wit man? Dis die shanties. Daar het ons geloop het met sy voete in die shanties. Mense loop en hande opgetel het. Hulle wil net weet waar is hy wit man dat hy weer kom nie. En nou, ek kan nie gaan nie want ek is rooi. So jy sal moet kom. Dankie. All right. Yes, you understand English, right? Yeah, man. Okay. There is a pamphlet for you. It tells you how to lay yourself to the Lord. And yeah, there's numbers on there if you want to phone Pastor Royas or anyone if you need help. Is there anything we can pray for you? Yeah, I'm sleeping at the garage like a straight feet and I'm staying at the welcome for study. Okay. What's your name?
Lerato. Okay, let me pray with you. Abba Father, please can you be with Lerato? Please may you just help him, keep him close to you, Lord, and continue blessing him and protecting him, Lord. Lord, as he's going through a journey, please just bless him, Lord, and provide for him the way that he's going forward with, Lord. I ask this all in your mighty name, I pray, Yeshua HaMashiach. Amen. 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 God bless you. God bless you too. Just read this, pray, and don't give up, ne? Konstante hoë bloedsuikervlakke is die hoofoorsaak van tipe 2 diabetes, insulienweerstandigheid en oorgewig. 'n Lae GI-dieet kan help om bloedsuikervlakke te beheer, eetlus te demp en diabeteskomplikasies te voorkom. Manna bloedsuikerbeheertablette help om die GI van die voedsel wat jy eet met soveel as 43% te verlaag en daarom help dit om bloedsuikervlakke te beheer. Die produk kan saam met enige dieet gebruik word en is beskikbaar by alle apteke. Besoek mannaplus.co.za vir meer inligting. Ons eer julle, Here, dat u vandag hier so saam met ons is in Bloemfontein. Baie welkom aan die kykers vandag wat kyk. Ons sê vir julle baie dankie. Ons het gisteraand met die Takeover projek vanaf 90 km by Darbiton School of Fire vertrek en vandag is ons hier so in Bloemfontein. Dit is maandag. Weet vir my die datum want ek loop nou sommer so sonder 'n datum. Dit is die 7de April 2025. Ons staan hier in Luistergang Street hier so in Bloemfontein en ons het gisteraand hier aangekom toe reën dit so lekker. En die Here is net besig om te werk en ek wil vir julle sê dat ons het agtergekom dat die aktiwiteite in hierdie straat is. Nou ons as Christene kan nie net ry en verwag dinge moet gebeur nie. Ons het gestop en ons het gesê hierso gaan ons vandag so 'n bietjie bedien onder die mense, loop baie studente wat hier so op en af loop en ons gaan hulle vertel van die naam bo alle name, Jesus Christus. Ons is besig met Takeover jou projek en net soos ons afstap in hierdie straat, kom ons by die volgende aan. Waar ek nou julle gaan vat as die kamera my net kan volg. Baie dankie. Ons is hierso by 'n kragboks waarop die volgende advertensies is. Baie keer kom jy daarso en jy het plakate van aborsies waar hulle kinders besig is om te vermoor onwettig. Jy het al hierdie seksuele goeters wat vergroting en al daardie tipe van goeters en jy wat 'n aksiegroep het, gebruik die jeug in jou omgewing, gebruik die jeug in jou kerk, want Christene, dit help nie ons sit stil en doen niks nie. Gebruik die jeug, laat hulle al van 'n jong ouderdom af leer hoe om dit te doen en vat hulle en koop hulle met die regte
knowledge sodat hulle weet wat moet gebeur. Vat 'n bottel seep, vat 'n borseltjie en skraap dit af. Jy is besig om die wat na die slagpale toe te gaan te red. So ek gaan nou oorgee vir Royus en hy gaan verder met julle praat. Dankie Stefan, staan net hier so. Natuurlik voordat 'n mens straatwerk doen, moet jy jou eie lewe skoon kry. Takeover beteken jy maak eers jou eie lewe skoon. Hoe maak jy jou eie lewe skoon? 1 Johannes 1:9. As jy jou sondes bely, is God getrou en regverdig om jou sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Baie mense laat kom salf ons huis uit, maak ons huis skoon. As dit 'n drink hulle brandewyn in die huis of die ou bly saam, hy's nie getroud nie. Nee, ek kan nie jou huis skoon maak, maar jou tempel van God is vol sigaretrookie. Nee, dit werk nie so nie. Nou, voordat jy wil 'n dorp oorneem, neem eers jou eie lewe oor. Amen. In Jesus naam. Halleluja. Nou, hoor gou, hierdie tipe bokse, as jy hierdie goed kom so om, van nader, wys ek het van die nommers uitgekrap, dat dit nou nie kan herken word nie. Dis nou 'n borsie. So een plakkaatjie kan veroorsaak 100, 200 kinders, 300 kinders doodgemaak word. Daar word 1200 babas in Suid-Afrika daagliks vermoor. In hospitale, wat die DA, nie die Nigerian en die smokkelaar nie, wat die DA, Demokratiese Alliansie, in 29 Oktober 1996 ingestem het, en die ANC, en natuurlik nog 'n klomp, is basically net Christen partye wat teen dit staan. En ek dink die Vryheidsfront staan om teen dit, hulle staan net nie teen LGTB nie. Daar val alweer van die bus af. Maar so jy kan nie op hulle vertrou nie, maar okay. Nou hoor gou mooi, as jy hierdie een plakkaatjie afhaal, moenie, as hy nou gisterand gereën, is lekker nat, so nou kan ek dit afhaal. As jy in 'n dorp bly en jy tyd, hoor nou mooi, as jy tyd het, dan skryf jy 'n brief vir die munisipaliteit en jy sê, julle dorp is bevuil, jy neem eers 'n foto van die goed, jy gaan polisiestasie toe en jy sit die hele nommer op en jy sê jy wil 'n klag maak oor rommelstrooi en die wet 101 van die mediese wet, dat hulle kan nie aborsie doen hierdie mense nie, hulle is nie dokters nie, aborsie is boos, maar nogtans mag hulle dit nie doen nie, so nou kan jy 'n klagte gemaak, jy gaan maak om, hulle gaan nie jou klagte vat nie, laas week het 'n vrou weer gebel, hulle vat nie met klagte nie, sê ek, vat jy die polisman se naam, en die polisiestasie se, en jy kontak my, maar alles, besonderhede by die polisiestasie, en jy kontak my en ons klaar dit direk by die parlement aan. Nou, so, dis hoe ons dorp kan begin skoonmaak. Jy kan ons nou ietsie doen in jou dorp. Nou gaan jy hier, as dit nie gereën het nie, gaan jy sukkel om dit af te kry. Moenie die beskadig nie, want krap jy daai verf af. Jy ken ons landse wette, dan kap hulle jou. Hulle kap nie daai jou nie, hulle kap jou. So vat 'n sponsie maar, en onthou jy werk met krag. Jy kan nie nou water hier gooi nie. Dat verstaan? Dis nie die krag van die Here nie, dis Eskom se krag. Okay. So, dan kan hierdie. Maar as jy in die dorp bly en jy kan tyd speel, dan gaan jy so lank, dan sal ek die volgende doen. Ek sal so 3 letters syfers uithaal dat die mense net nie dit so lank kan kry nie. Intussen om babas te spaar. Dan skryf jy 'n brief aan die munisipaliteit. Ons wil ons plek skoon hê. Dan wag jy 7 dae. Dan skryf jy weer 'n brief en jy sê, as julle dan nie wil kom nie, sal ek gaan skoonmaak. En dan vat jy jou groep en julle gaan maak skoon. En hulle kan julle niks maak nie. Nou 'n baie belangrike ding. Kyk gou hierso. Nou val dit daarso. Ek is Christen, moet 'n sak saambring. Jy tel ook dit op. Want ons gaan mos hier rommelstrooi nie. So dit wat ons afkrap, gaan ons optel. Die mense mag nie hierdie goed doen nie. Hoor nou vandag, hierdie is 'n klein move. Maar as jy net dit doen, spaar jy baie lewens. En dink 'n bietjie daaraan, dat hierdie kindertjies, ek claim elke aborsiekind wat sou aborsie gewees het, sê ek, Here, dat hulle evangeliste en sendelinge raak. Amen. Dink 'n bietjie 10, soos jy jou dorp skoonmaak, 10 van die wat sou doodgemaak gewees het, raak nou sendelinge en evangeliste en dit. Is dit nie wonderlik nie? So ek wil jou vra, kom ons gaan, Stefan, kom gou, maak so 'n bietjie skoon, moet net die verf afkrappie, en ons sal optel ook nou, en, maar hierdie doen is net vir 'n manifestasie nou. Ons gaan nou nie vandag die hele boks, jy kan ook kom, trek 'n bietjie af, trek af, in die naam van Jesus. Nou hoor gou baie belangrik, Christen, jy trek nie net af nie.
Jy sê in Jesus naam, Here, wie ook al hierdie ding geplak het, red sy siel. Here, laat dit wat die mense wat al die nommer gevat het, dat hulle nommer verloor op die ding, en nie meer aborsies doen nie. Here, weet julle hoeveel mense sterf met hierdie agterstraat aborsies? En weet julle hoe baie kry is skatryk mense wat hulle kinders hiernatoe stuur? En die dokter moenie my kind sien nie, so ek vat my kind na 'n Nigerian toe, en in 'n kamertjie doen hulle die aborsie. Hulle skraap nie behoorlik nie, so die kind se huwelik eendag is daarmee heen, alles is daarmee heen. Mense, wil jy regtig nie kleinkinders hê nie? Ek kan vir jou 2 maniere gee om nie kleinkinders te hê nie. Dien die duiwel en sorg dat jou kind 'n aborsie kry, dan sal jy nooit 'n oupa ouma raak nie. Of sorg dat jou seun met 'n ander seun trou. Hulle sal nie pregnant raak, jy hoor. Dan hoef jy nie te worry dat jy 'n oupa of ouma is nie. Daar sal nie 'n glas afgeruk word van jou tafel af nie. Nee, wat my kleinkinders moet my liewerste 'n bietjie afruk. En my een ou Christina staan daar by die sitkamer tafeltjie en skree, "Bokke, hier kom die bokke." En daar's kinderlewe in my huis. Prys die Here. Sy sing nie loslappie nie. Sy sing nie loslappie nie, want ons kry dit so lekker as ons kleinkinders net kan sing, ek is 'n loslappie. En eintlik sing sy, ek is 'n hoertjie, ek is 'n hoertjie. Nee man, ek is mos lief vir my kleinkinders. Daarom sing ek ook nie die liedjie, ek en my meisie bly in 'n huisie. Wat sing is eintlik so pragtig? Ag, dis nou nie so erg hierooi. So wat jy eintlik sê, ek en my meisie hoer lekker in 'n huisie. Nee man, kom ons doen die regte dinge van die Here. Nou ja, kyk hoe lekker ons gaan dit nou optel. Wys sommer daar op live gou daar vir Kruiskyk. Kruiskyk neem op en Kruiskyk gaan dit na dit by Kruiskyk TV. Jy kan op www.kruiskyk.tv, jy kan 'n decoder ook kry as jy nie een het nie. Bel vir Clemens Mans nou. Ek sal op hierdie live van my Clemens Mans se nommer plaas van Kruiskyk hoofkantore. Kan jy decodeerder vandag bestel vir Kruiskyk TV. Ons is donderdag op, ons is Dinsdag. Ons dink ek is net nie Vrydag op nie. Verder is ons op Kruiskyk TV elke dag. So gaan kyk daar of volg ons verder asseblief. Van hier af van Bloemfontein af vertrek is alwel noord toe en dan net so tussendeur. Ons het, jy ken braaipap? Die growwe lekker meel wat jy gaar maak, ken jy dit? Jep, en is baie lekker. Jy gooi nie eers op Tannin meismils. Nou tanninsin gooi jy nie eers sous op nie want hy die kiem in. Dis lekker, jy kan 'n bottertjie opgooi. Maar nou, dit is 'n nuwe ding. Ons vat daai braaipap, Jaco, en dan gooi ons dit in 'n seepot. En dan rooster ons braai hom sonder olie en vir 'n uur lank, uur en 10 minute omtrent. Nou kry ons geroosterde braaipap. As jy hom kook, jy kook hom net so 'n bietjie want hy's nou klaar gaar. Luister, dan sit jy net 'n bottertjie op. Nou ons het 60 emmertjies saam met ons. Vir 'n 5 liter emmertjie vra ons R200. As jy in Bloemfontein vandag is of jy wat op Kruiskyk TV kyk, daar's 'n nommer nou onder, jy WhatsApp net sound toe vir geroosterde braaipap as jy kyk. Ek geef nou my hande op, oorgegee aan die koning wat oor die heelal regeer. Het my verlos, my prys het u bloed gekos. Ek buig voor u neer, neem u aan as my Heer, my Skepper en God. Met elke asemteug wil ek die naam net besing. Aan Jesus my koning wil ek lof en ere net bring. Oorgegee, Here het ek u weer gevind. Op my knie, hy geroep en hy maak my u kind. Vry
knagtings gebreek, my siel genees, deur die bloed gewas. Ek hoor sy stem, as hy tot my hart wil praat. Jesus wil, ek